Goeiedag almal. Ek groet julle in Jesus Christus se kosbare naam. My naam Koert Jordaan, my bediening staan op vir Jesus. Weereens 'n voorreg en eer om weereens brood te breek van dit wat die Here op my hart kom lê het. Ek wil jou graag uitnooi om vir jou 'n lekker koppie koffie te kry of 'n koppie tee, water of koeldrank, jou Bybel nader te trek, jou gees, jou hart oop te maak, die handbrieke in jou lewe oop te trek. En net absoluut hande te vat saam met my en te luister wat die Here vandag ook op my hart kom lê het. Ek het in die laaste paar weke het ek baie gepraat oor gedagtes wat die Here op my hart kom lê het, boodskappe, leerstellings en veral het ons die laaste keer het ons wat op my hart kom lê het is om te bid, juist vir soveel mense wat skelm besigheid doen en wat ons opgetree, wat ons gebid het en ons saak gaan stel het in die troonkamer rondom mense wat besig is met geldwasery en bedrog en korrupsie en diefstal en wat op, hoe kan ek sê, op agterbakse skynheilige maniere skelm besigheid doen en tenders en mense wat hulle boeke kook en wat belasting ontduik en besig is met geldwasery en snaaks genoeg die Here dit weer verder op my na ek daai leerstelling uitgestuur het, dat die Here weer eens dit nog na 'n diepere vlak toe gevat wat die Here dit op my hart kom lê het of vandag te gesels oor dit wat op my hart gelê word en ek wil graag hê dat jy jou hart sal open en spit jou oor en luister mooi wat die Here vandag op my hart kom lê en net dankie vir die voorreg om ook die woord te breek en mag die Here ook natuurlik daardeur verheerlik word, mag hy ook 'n wag voor my mond sit, my tong knoop en die woorde soos kool op my lippe lê en mag dit wat uit my hart uitborrel, mag ons Hemelse Vader bo alles daardeur verheerlik word in Jesus Christus se kosbare naam. Ek wil praat vandag oor iets wat baie van ons mense raak en dit is ongeregtigheid en veral wanneer daar onregverdigheid plaasvind. My liewe broer en suster, ek wil dit verder vat want dis wat die Here op my hart kom lê het. Ons lewe in 'n samelewing waar daar soveel ongelykheid is en dit raak nie net vir Suid-Afrika nie, dit raak soveel lande en oorseese lande en hoe kan ek sê, dit raak soveel mense en wat ek daardeur bedoel is mense wat onregverdig handel, mense wat onregverdig besigheid doen. Ons weet dat daar groot geldmagte is hier buitekant wat die scepter swaai en die skaduwee in die agtergrond, vry-messelaars, mense wat, hoe kan ek sê, onregverdig besigheid doen en hulle is maar, hulle vat hande met mekaar, hulle kom by plekke by mekaar, wat hulle, hoe kan ek sê, hande vat met mekaar, mense wat groot besigheidsmanne is, mense wat geld hulle God gemaak het, en daarso vat hulle hande met mekaar, hulle raak deel van daai afgodsdiens, van daai valse praktyke, afgodspraktyke, en dan van daar af kyk hulle na mekaar, en dit is so 'n boetie storie wat hulle hande vat, en wat hulle besigheid doen, en op die einde van die dag, enige persoon wat, jy wat probeer op 'n regverdige, eerlike, opregte manier 'n besigheid doen, as jy nie aan daai tipe okkultes of afgodsdienste, as jy nie deel is van daai tipe praktyke nie, word jy op die einde van die dag by die samelewing uitgeskuif. En hierdie is 'n ding wat nie net Suid-Afrika raak, dat ek vir jou sê, dit raak die hele wêreld, dit raak soveel lande, en jy sal absoluut skrik as jy sien watte mense is daarmee betrokke, en dat ek vir jou sê, vir al hierdie vrymesselaars, hulle het hulle self orals in die samelewing kom inwurm, en dis die manne wat die toue trek, dat ek vir jou sê, dis hulle wat soveel, hulle laat geld die praatwerk doen, hulle het soveel mag in die hand, en
Ja, daai tipe mense kom met snaakse maniere na jou toe wat hulle aan die een kant altyd daar is om jou by te staan en te help, maar in die agtergrond en die skaduwee is hulle klaar besig om 'n gat te grou en vir jou toue te span, omdat hulle daar is vir een ding en dit is om hulle self te verryk, op ander te trap om bo uit te kom. Dat ek vir jou sê, dis 'n massiewe groot probleem, nie net in Suid-Afrika, maar in die hele wêreld. Daar's soveel mense wat betrokke is, wat gekoppel is aan hierdie afgodsdienste. En die Bybel is baie hard en duidelik dat die Here verafskuw enige vorm van valse geloof of afgodsdienste. En ja, die weet op die einde van die dag, baie van daai mense verkoop hulle siele vir geld en baie word ingetrek in hierdie tipe praktyke. En as hulle oë uitvee, as hulle gekoppel, as hulle klaar gebind. En Satan het maar sy manier hoe hy weet, waar God is Satan baas, en hy het sy manier hoe hy ook maar na sy navolgers, hoe hy hulle ondersteun en hulle versorg en na hulle kyk. En dat ek vandag vir jou sê, jy kan nie geld en mammon, jy kan nie God en mammon dien nie. Jy kan ook nie geld, jou eie belange bo God stel nie. En ongelukkig, weet, geld speel 'n massiewe groot rol hier buite en dit bring die lelikheid te mens uit, veral as daar gierigheid ook nog betrokke is. Maar ja, die krag lê maar aan die woorde en daai afgodspraktyke, afgodsdiens, vrymesselaars. Die krag is in die woorde. Spreuke 18:21, lewe en dood is in die mag van die tong. Dit is maar waar die geestelike krag vandaan kom. En dis agter die woorde, dat ek vir jou sê, dis net die Here en die Here alleen wat jou uit daai praktyk uit kan ruk en kan uitred en jou kan verlos en vry. Want baie mense wat in vrymesselary betrokke geraak het, die van hulle wat wel verlos en vry gekom het daarvan, sal vir jou sê, dit is net die Here en die Here alleen wat jou verlos en vry kom. Baie van daai mense wat probeer onttrek, wat probeer daar uitkom, gaan op die snaakste, onmenslikste maniere soms verloor hulle lewens en ongelukke en allerlei goeters wat oor hulle paaie kom. So ja, dit is maar 'n bose kringloop. En ek kan vandag vir jou sê, op die dag is dit niks anders as onregverdigheid nie, dat die speelveld is nie gelyk nie, want daai tipe mense vat hande met mekaar, en dit is groot geldmagstelsels, hoe kan ek sê, ja, ek sal dit maar stelsels noem, mense wat na mekaar kyk, en dis baie groter as wat ons mense ooit kan dink. Maar ja, dis iets wat die Here my maak kom leer het, weet, baie dinge wat 'n mens hoor, wat in daai vrymesselary losies, wat daar gebeur, wat daar aangaan. Ek het al met soveel mense gewerk, wat daardeur geraak is, en selfs bloedlyne, mense wat se bloedlyne vervloek is, deur vrymesselary, en dat ek vir jou sê, ons mense drink melk in ons geloof as dit by hierdie tipe dinge kom, en baie van ons wat vandag na my luister, ondersteun partykeer hierdie praktyk, en jy weet dit nie eers nie, wat jy maandeliks 'n bydrae gee vir 'n sekere instansie of praktyk of instelling, dan weet jy nie eers waarvoor hulle werklik staan en wat agter die agtergrond. Jy dink jy's 'n goeie landsgenoot en 'n goeie burger, 'n goeie Afrikaner, en jy's daar vir jou eie, en jy besef nie waarmee jy jouself besig hou en wat jy ondersteun agter die skerms nie. Dat ek vir jou sê, die mense is goddeloos en boos, en hulle gee die beste voetjie, die wit voetjie, weet, hulle gee die beste voetjie voor, maar agteraf is hulle daar om na hulle self te kyk, hulle self te verryk, en dat ek vir jou sê, as hulle geleentheid kan vind om jou te trap en jou uit te lê, jou uit te oorlê en jou absoluut tot 'n val te bring, vir hulle is dit besigheid, en op die einde van die dag is dit hulle manier om alles te domineer, en hulle dink geld doen die praatwerk, hulle dink dis hulle wat so goed is, maar eintlik is dit maar net Satan wat hulle gebruik as puppets om al sy vuil werk te doen. En ongelukkig, die goeie ou mense wat respek het vir die Here en lewe naby die Here, wat getrou en gehoorsaam is in sy woord, wat dit eerlike opregte besigheid probeer doen. Dis hulle wat swaar kry. Dis hulle wat uitgeskei word. Dit is hulle wat absoluut op die greintjie hang van genade om te probeer 'n lewe te maak. Want ek kan vir sê, hierdie ouens waar hulle by mekaar kom, wat hulle
hande vat met mekaar, dis hulle wat die kontrakte kry, dis hulle wat die tenders kry, dis hulle wat besigheid met mekaar doen, en op die einde van die dag, die gewone man op straat betaal die prys en word uitgeskuif, en dis hoekom die wat ryker is, sal ryker word, en die wat arm is, op die einde van die dag, jy sal ook sien as jy so 'n bietjie gaan krap en meer navorsing doen oor praktyke soos vrymetselary, sal jy sien dat as jy 'n slaaf is, sal jy in jou lewe nie jou voete daar sit nie, jy sal nie daar inkom, jy moet 'n eienaar wees, verstaan jy moet 'n besigheid kan hê, jy moet in 'n absolute positiewe rol kan, dit is 'n wen-wen situasie vir hulle, wat hulle kyk na mekaar, en laat ek vir jou sê, die wortels van hierdie kwaad, lê baie, baie dieper as wat baie van ons mense ooit sal kan dink. Maar ja, dit is hoekom ek daar is vandag, op die 11de van die 11de 2013 is ek geroep, deur God bemagtig om in sy naam te spreek en op te tree as 'n wag op die muur om te herinner aan al sy beloftes in die woord. En dis wat ons vandag gaan doen. Ons vat hierdie dinge bietjie verder, wat ons nou hierdie saak voor die Here gaan stel. En weet jy wat, voor God is ons almal gelyk. En alwaar voor ons vra nie vir gunstes en gawes nie. Ons vra nie vir wonderwerke nie, alwaarvoor ons vra, vir al kinders van die Here, my medebroers en susters, die wat opreg is, wat nie, hoe kan ek sê, koffiedrinkers en koeksistereters is nie. Ek praat hier van groot eisters in die geloof, groot kanonne in die geloof, wat net 'n lewe op die einde van die dag wil maak en hulle besighede opreg en eerlik wil besigheid doen en 'n positiewe verskil maak. En dis waarvoor ons vir God gaan vertrou. Dis hoekom ons as wagte op die mure vandag hande gaan vat. En as 'n kombinasie van die een liggaam van Christus, die bruid van Jesus, die geestelike volk van God, gaan ons saam bid. Ons gaan hande vat, want die woord sê as een lid lei ons almal saam. So daar waar hierdie tipe geldmagte en hierdie ouens wat besig is met afgodsdienste, daar waar hulle natuurlik tree dinge onregverdig op. Daar's nie altyd, die speelveld is nie gelyk nie, en hulle bevorder hulself, hulle kyk na hulself, wat op die einde van die dag wil hulle die scepter swaai. En dit is maar Satan se manier om soveel mense wat probeer in eerlikheid en opregtheid besigheid doen, saam met die Here pad stap en die wil en wee van die Here beweeg. Dit is maar hulle manier om daai tipe ouens een kant toe te skuif. En die Here is 'n regverdige God, 'n regverdige regter. Dit is nie dat Satan enigstens meer mag het as God, of hy probeer iets wees wat in elk geval in sy hele lewe nooit kan wees nie. Maar jy weet wat, God gee vir almal van ons 'n vrye wil en keuse, en die oordeelstraf en vergelding kom hom natuurlik toe, en hy sal oordeelstraf en vergeld volgens sy perfekte wil en tyd. Dis nie vir my om God voor te sê, aan te jaag of my wil op die Here af te dwing. Dis ook nie vir my om God 'n Messias te speel nie. Soos ek altyd sê, ons kan net op die fondamente bou wat Jesus vir ons nagelaat het, op die spore trap wat hy vir ons uitgelê het. En dis wat ons doen. As 'n wag op die muur, herinner ons God daagliks aan sy beloftes, ons roep na hom, en soos die weduwee met die onregverdige regter in Lukas 18 vers 1 tot 8, is ons daar om nie moedeloos te word nie, maar knaand geregtigheid en regverdigheid op te eis vir elkeen van ons. En die Here sal judge en oordeel. Die Here het sy unieke maniere wanneer hy straf en optree, en hy kan maak met hierdie skepping wat hy wil, want hy is God. En dis hoekom al wat ons weet, dat waar 2 of 3 in my naam vergader, daar sal die Here wees, en waar 2 of 3 oor enige saak saamstem, soos as dit van ons hemelse Vader ontvang. En dit is wat ons gaan doen vandag, as lede van die een liggaam van Christus. Ja, ek tree hier op as 'n lid van die een liggaam van Christus, nie as 'n man vir my vrou, of 'n pa vir my kinders nie, maar as 'n lid van die een liggaam van Christus, kom ons opnuut en vat ons hande en ons kom stel die saak by die Here, wat ons vir die Here vra, dat die Here sal judge en oordeel, dat hy geregtigheid en regverdigheid sal laat geskied. Want jy sien hierdie ouens, al hierdie geldmagmanne, dis hulle wat die potensiaal raak sien, wanneer hulle sien, daar kry jy bietjie swaar, en jy het hulp nodig, en jy het raad nodig. Daai ouens is oral ingewurm in die banke en in die koöperasies, en daai ouens soek jou grond, hulle soek jou plaas, hulle soek jou besigheid, hulle soek jou lewe, hulle wil van jou 'n slaaf maak. En hulle sal altyd met die mooiste tande na vore toe kom, die mooiste gesig, die mooiste persoonlikheid, waar hulle aan die ander kant, aan die agterkant besig is om jou val te verseker, en wat hulle skynheilige agterbakse bose mense is,
En dis hoe Satan werk. Hy kom soos 'n dief van die nag, soos 'n engel van die lig, soos 'n brul op soek na iemand om te verslind en te verskeer. En dat ek vir jou sê, as jy nie opgewasse is en baie naby aan die Here lewe en deur hom gelei word deur die krag van die Heilige Gees, gaan jy hierdie goed nie sien kom nie. Maar ek kan vandag vir jou sê, my 12 jaar ondervinding in die bedieningswerk vir die Here, ek werk daagliks daarmee, mense wat absoluut gehamer word, en nie net vleeslik, maar geestelik. Dan kan jy maar sien, as jy alles in gees begin evalueer, hoe daai geldmagte, daai vestings, hoe hulle aanval en mense se lewens kom verwoes en vernietig, gesinne, families, hulle soek grond en hulle soek plotte en hulle soek eiendom, hulle soek besighede, en dis hoe hulle self verryk en dis hoe hulle al groter en groter word en dis hoe hulle na mekaar kyk. Die krag is maar in die woorde. Ons weet, Spreuke 18:21 sê die woord lewe en dood is in die mag van die tong. Ook in Matteus 12:36 en 37 sê die woord, dat vir elke lissinnige woord sal jy moet rekenskap gee op die dag van oordeel. Jou eie woorde sal jy vrygespreek of veroordeel word. So dit is baie duidelik dat jou woorde tel verskriklik baie, en jy gaan pa staan natuurlik, verstaan my punt, jy gaan moet rekenskap gee van seëninge, vervloekings en allerhande ete en beloftes wat jy gemaak het. Jy gaan pa staan, dit gaan jou iewers along the line gaan dit vir jou inhaal, en ek kan vandag vir jou sê, dit gaan nie 'n lekker plek om te wees nie. Vandag smaal jy, vandag het jy miskien alles wat jy in die lewe wil hê, maar ek wil vandag vir jou sê dat jy wil aan die regterkant van die lyn wees die dag wanneer die Here afkom ondertoe. Kyk, met die tong sê die woord in Jakobus 3 vers 9 sê die woord, met die tong loof ons die Here en die Vader, en met die tong vloek ons die mense wat as beeld van God gemaak is. En dis absoluut die waarheid. Baie van ons skree Here, Here aan die ander kant, aan die een kant, en aan die ander kant is ons besig met al hierdie afgodsdienste en met vrymesselary, en wil ons brood graag aan albei kante gebotter hê, en dat ek vir jou sê, dan is jy niks anders as 'n skynheilige en 'n hipokrit nie. Die Here druk net voor ons gaan bid, wat ons bietjie hierdie saak voor die Here gaan bring, al hierdie ongeregtighede, die Here net so 2, 3, 4 skriffies vir my gegee om met julle te kan deel, wat gaan oor die uitbuiting en daar waar jy jou medemens, jou naaste uitbuit en beroof en indoen en deur ongeregtigheid bedrieg. Verstaan my punt? Die Here sien, hoor en weet alles. Niks is vir hom verborge nie. En baie van hierdie ouens wat in hierdie geldmagte vasgevang is, eintlik maar net puppets vir Satan. Want Johannes 8:34 sê die woord, as jy in sonde lewe, is jy 'n slaaf van die sonde. So in geestelike taal, as jy in sonde lewe, is jy 'n slaaf van Satan. En dit is wat jy is, of jy dit wil hoor of nie. Romeine 7:20, as jy sonde doen wat jy nie wil doen, is dit nie meer jy wat dit doen nie, maar die sonde in jou wat dit deur jou doen. En baie mense word absoluut onskuldig in hierdie dinge ingetrek, in daai losies ingetrek, en as jy jou oë uitvee, sit jy met baie groot probleme. Dis hoe Satan werk. Hy's baie slinks, hy's 'n absolute foendie as dit by hierdie dinge kom. En ongeregtigheid C4 natuurlik, verstaan jy, waar God nie is, hy is Satan baas. Maar ja, daar's die 3, 4 skrifte wat die Here vir my gee, gaan maar oor uitbuiting, en daar waar ons medemens, ons naaste beroof. Die woord sê, jy mag nie jou naaste uitbuit en hom beroof nie. Die Here jou God het 'n afskuw van almal wat oneerlik is en ander bedrieg. Dis wanneer party mense wil in een dag ryk wees, wat hulle absoluut daar is om ander mense uit te byt en met 'n absolute passie uit te kom om daai persoon te verwoes en te vernietig. Baie van hulle daai tipe harte, al sit baie van hulle voor in die kerke. Levitikus 19:13, jy mag nie jou naaste, jou medemens uitbuit of hom beroof nie. Jy mag ook nie 'n dagloner se loon terughou tot die volgende dag nie. Dit is maar net riglyne in God se woord. Deuteronomium 25 vers 16. Die Here jou God het 'n afskuw van almal wat oneerlik is en ander bedrieg. En laat ek vandag vir jou sê, die Here gaan nie met hierdie tipe mense speel wat op ander trap om bo uit te kom, hulle self te verryk ten koste van soveel mense wat in blikhokke bly en wat nie weet waar vandag se kos en klere vandaan kom nie. Dat ek vandag vir jou sê, daai mense, hulle manier van hulp
uitleen en help gee en belangstel is heeltemal die teenoorgestelde en absolute kontras wat die Bybel vir ons leer. Nou gee die Here hierdie skrifgie ook vir oggend en nog 2 skriffies, ja, Deuteronomium 17 vers 2 tot 7. Hoor hoe die Bybel gewerk voor Jesus Christus, hoor hoe hulle hierdie tipe ouens uitgesort, wat besig is met valse geloof en afgodsdienste, wat hulle self betrokke by hierdie tipe goed gemaak het, by okkultes en afgodsdienste. Hoor hierso, Deuteronomium 17 vers 2 tot 7 gee die Here vir julle. Dit kan gebeur dat jy in een van die dorpe wat die Here jou God vir jou sal gee, 'n man of 'n vrou kry wat die verbond verbreek en doen wat verkeerd is in die oë van die Here jou God, deur ander gode te dien en te vereer, die son of die maan of enige ander hemelliggaam. Die Here het nie hierdie soort diens beveel nie. Wanneer dit vir jou vertel word, of wanneer jy dit hoor, moet jy noukeurig navraag doen daaroor, en as dit waar is dat so iets afskuweliks in Israel gedoen is, moet jy die man of die vrou wat die verkeerde ding gedoen het, laat uitbring na die stadspoort toe, en hy of sy moet daar met klippe doodgegooi word. Die ter dood veroordeling mag net plaasvind op die eenparige getuienis van 2 of 3 getuies, nie op die van net een nie. Die getuienis moet die vonnis begin voltrek en daarna moet die hele volk dit help uitvoer. Jy moet hierdie soort kwaad tussen julle uitroei. Baie belangrike riglyn wat die Here vir ons gee rondom dit om te weet hoe het hulle opgetree met daai tipe mense. Dan nog 'n skrif wat die Here gee, Deuteronomium 18 vers 9 tot 14. Wanneer jy in die land kom wat die Here jou God vir jou sal gee, moet jy nie die afskuwelike praktyke van daardie nasies aanleer nie. Daar mag nie iemand by jou wees wat sy seun of dogter as offer laat verbrand nie. Daar mag nie 'n besweder by jou wees nie en ook nie 'n towenaar of iemand wat voortekens lees of 'n golaar of 'n slangbesweder of iemand wat geeste om inligting vra en dooies raadpleeg nie. Die Here het 'n afskuw van elkeen wat hierdie soort ding doen. Trouwens, dit is juis oor die afskuwelike praktyke van die Kanaaniete dat die Here jou God hulle in jou belang gaan wegverdryf. Jy moet opreg wees voor die Here jou God. Hierdie nasies wat jy gaan verdryf, luister na towenaars en besweders, maar die Here jou God verbied jou om dit te doen. Jy sien, dis maar alles deel van die okkultes, maar ja, ons weet dat afgodsdienaars is die wat hulle self in praktyke in privaat instellings wat kyk na mekaar, wat allerhande geloftes en beloftes, die krag is maar in die woorde wat daai geldmagte na mekaar kyk, en ja, hulle kan onskuldig pleit, maak of daar niks meer verkeerd is om aan daai instansie of daai praktyke deel te wees. Ek sê vandag vir jou, God sien, hoor, weet alles, niks is vir hom verborge nie, en ek kan vandag vir julle 100% waarborg dat die Here het 'n afskeid daai tipe praktyke, want daai mense is daar om hulle self te verryk, en terwyl hulle self verryk, het hulle nie 'n saak op wie betaal die prys vir hulle ongeregtigheid en onregverdigheid nie. En hulle weet wie hulle is, ek hoef hulle nie uit te wys nie, ek hoef ook nie hulle praktyke en instellings te openbaar nie, hulle is oral ingewurm, maar dis hoekom ons gaan bid vandag as kinders van God se koninkryk, dat ons vra vir die Here vir een woord, en dis vir geregtigheid en regverdigheid. Ons vra nie gunstes en gawes nie, en ons vra ook nie wonderwerke nie, al waarvoor ons gaan bid en vra vir geregtigheid en regverdigheid. My liewe broer, suster, maak vanoggend saam met my oë toe, dan vat ons hierdie saak na die Here toe, in Jesus Christus se naam. Vader, in Jesus Christus se naam prys en loof ons U vir die wonderlike voorreg om woord te kan breek, na U toe te kan kom, Here, en te weet dat U altyd die laaste sê het. Ja, Here, U het altyd 'n plan B, U is nie 'n verloder nie. Dankie dat ons na U toe kan kom en sê, Here, ons weet, U is 'n regverdige God, 'n regverdige regter. En ja, Here, dis hoekom ons as medebroers en susters in die een liggaam van Christus na U toe kom. Die woord sê, as een lei ons almal saam. Die hand kan nie die voet verwerp en die oor ook nie die neus nie. So ja, Here, daar waar hierdie tipe mense wat hulle self betrokke maak by hierdie praktyke van vrymetselary, wat hulle self verryk ten koste van ander mense, na mekaar kyk, boeties, hande vat en onregverdig handel hier buite, Here, kom ek opnuut na U toe. U sien, hoor, weet alles, niks is vir U verborge nie, en alwaarvoor ons bid te vra, U sien, hoor, weet alles, niks is vir U verborge nie. Here, U sien die onregverdigheid, die ongeregtigheid wat plaasvind, U sien
hoe die rykes ryker word en die armes armer, hoe, Here, hoe onregverdig dit hier buite is, wat baie mense wat net 'n regverdige lewe wil maak, 'n eerlike, opregte, regverdige lewe wil besigheid doen, dat hierdie tipe manne die prys betaal op die einde van die dag, omdat daai mense wat in daai praktyke is van vrymetselary, omdat hulle hande vat met mekaar en so kyk hulle na mekaar, Here, en word daar besigheid en allerlei kontrakte vir mekaar gegee, en daai tipe ouens, dis hulle lewenslyn, dit is wat, hoe hulle na mekaar kyk, en hoe hulle sterker word in besigheid, en ja, Here, ons weet, Here, dat U is 'n God van geregtigheid en regverdigheid, U is nie 'n God van onregverdigheid, voor U is ons almal gelyk, en U is 'n God wat nie, U is nie 'n God van wanorde, disrespek en ongeloof en ongehoorsaamheid, U is ook nie 'n God van diefstal, bedrog, korrupsie en geldwassery en tenders wat op 'n skelm oneerlike manier bekom word. Here, U is 'n God van geregtigheid en regverdigheid, en so moet ons naaste, ons medemens altyd kan behandel. Ons weet dat die eerste gebod sê, ons moet die Here ons God lief hê met ons hele hart, ons hele siel, ons hele verstand, met al ons krag. En die tweede wat daarmee gelyk staan is, ons moet ons medemens, ons naaste lief hê soos onsself, en hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. En ons weet hoe belangrik naaste liefde is, om jou medemens lief te hê, wat ons weet wie, volgens die woord van God, wie is ons ware vyand, Here? Satan en sy bose koninkryk, volgens Efesiërs 6:12 en 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5. U is gees, ons moet U in gees en in waarheid aanbid en dien, en dis wat U van elkeen van ons verwag, van ons wat onsself erfgename, nakomelinge van Jesus Christus noem. U wil hê ons moet deur geestelike oë na die wêreld kyk, ons moet alles in gees kan evalueer, nie in vlees, want as ons geestelik na alles kyk, sal ons die hand van die vyand, van die ware vyand, Satan en sy bose koninkryk agter alles sien. Daar waar ons die gordyne ooptrek, sal ons sien hoe sit hy en sy hele bose koninkryk agter soveel hartseer en ongeregtigheid en onregverdigheid hier buitekant. Here, ons bid vandag en ons roep na U wat die almagtige God is, die skepper van hemel en aarde. En ja, ons weet goed en sleg, Here, U is totaal en al in beheer van alles. Ons bid vandag as 'n Christelike familie in die Here Jesus Christus, wat deel vorm van die een liggaam van Christus, roep ons na U. En alwaarvoor ons bid te vra vir geregtigheid en regverdigheid namens my medebroers en susters, bid ek nie net vir Suid-Afrika, maar hierdie hele land, hierdie hele skepping, hierdie hele wye wêreld, want hierdie is 'n praktyk wat soveel mense wat almal raak hier buite, Here. En U sien, hoor en weet alles, my Vader, en dis hoekom ons na U toe kom, want U leer ons in die woord, Psalms 121, ek slaan my oop na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Ons hulp kom van Here God, wat hemel en aarde geskaap het. Ja, daar is niemand anders soos U nie. En ons bid, Here, en ons weet vir U is een dag soos 1000 jaar, en 1000 jaar soos een dag. U tyd is altyd perfek, nooit te vroeg, nooit te laat nie. U weet hoe lyk dit oor 'n dag, oor 'n week, oor 'n maand, oor 'n jaar. U weet ook wanneer Jesus Christus kom. Maar ons weet ook, Here, U sê hard en duidelik in die woord, jy kan nie God en Mammon dien nie. En ons bid vandag dat U sal judge en oordeel. Ons sien hierdie ongeregtigheid, ons sien die geheime, U weet wat in donker gange agter geslote deure, agter hoë mure beplan en bespreek word. U weet wat agter die skerms en die skaduwee beplan en bespreek word. En dis hoekom ons dit vir U wil gee in die oop lig, Here, wat maak nie saak hoe hulle self verontskuldig nie. U sien, hoor en weet, U weet wat daar aangaan. U weet wat daar gepraat word en wat uit hulle monde uitborrel en alles gedoen word in daai losies. Maar ons gee dit vandag vir U en ons los die oordeelstraf en vergelding vir U volgens Hebreërs 10 vers 30-31, wat vir ons leer, dit is U reg om te straf, U sal vergeld en U sal oordeel. Dis hoekom ons na U toe kom, want U is 'n regverdige God, 'n regverdige regter. U sit op die troonstoel en U het die scepter in die hande, wat U besluit staan vas. As U spreek, dan sidder die hemelliggame hier buite. En ja, Here, U ken hierdie geldmagte, die vestings wat agter alles sit. En ek bid vandag, Here almagtige God, ons sien hierdie ongeregtig, ons sien hierdie praktyke van hierdie losies, van hierdie vrymesselaars, Here, hoe hulle hande vat en in die skaduwee in die agtergrond en geheim by mekaar kom en kyk na mekaar, hande vat met mekaar, kontrakte sluit met mekaar, Here, en so op die einde van die dag mekaar
bevoordeel. Ons sien dit as absolute ongeregtigheid wat seëvier. En ons vra vandag, Here, in geloof, in Jesus Christus se naam, dat U sal judge en oordeel as regverdige God, regverdige regter. En Here, as U judge en oordeel, en dit is ons wat verkeerd is, Here, vra ek U om verskoning, en dat daar absoluut niks van sal kom nie. Maar ek bid vandag, Here, Vader, as U judge en oordeel, dis tot voordeel van ons, en U sien daai ongeregtigheid en onregverdigheid raak. Bid ons vandag, Here, dat U kragtig sal intree. Ons bid dat geregtigheid en regverdigheid sal geskied. Ons bid vir die absolute val van hierdie valse praktyk en afgodsdienste, en dat daai losies, Here, vernietig sal word, dat dit tot 'n val sal kom, Here, en dat U geregtigheid en regverdigheid sal dit geskied. Here, ons bid vandag, ons weet die Satan kom met steel, slag en uitroei. Dit wat Johannes 10:10 vir ons leer, hy's 'n dief, hy's 'n leienaar en hy's 'n moordenaar. En ons weet hy kan geestelik aanval, maar hy kan ook vleeslik deur mense aanval. En Here, ons vra vandag vir een woord, en dis geregtigheid en regverdigheid. U weet van soveel mense wat ingedoen is met besigheid, wat besteel is, wat vertrap het, wat jou moontlik bankrot gegaan het, en besteel is deur hierdie tipe praktyke, deur hierdie ouens wat betrokke is by hierdie tipe losies, en wat hande vat met mekaar, wat aan die een kant tande wys, en wys hulle is daar om te help, aan die ander kant grou hulle in die skade weer, grou hulle gate, en span hulle toue, om jou te laat val, sodat hulle vir 'n appel en 'n ei, dit wat hulle begeer, kan in die hande kry. Here Vader, ons bid vandag op 'n oneerlike, bose, goddelose manier. U sien, hoor en weet alles. Ons kom opnuut as kinders van U koninkryk, en ons eis elke sent wat gesteel is op so 'n manier. Al die ongeregtigheid wat plaasgevind is, verroep ons na U, en ons roep daai ongeregtigheid terug in Jesus Christus, en ons vra, Here, dat U geregtigheid en regverdigheid sal dit seëvier. Here, U is 'n God van geregtigheid en regverdigheid. Dis hoekom ons hulp by U soek, dat U sal judge en oordeel, dat U sal optree teen hierdie tipe mense wat daardeur betrokke is. Aan die een kant weet ons ook, Here, U leer ons in die woord, dat ons moet ons vyande lief hê soos onsself. Seën die wat jou vervloek, bid vir die wat jou vervolg, oorwin die kwaad met die goeie, met die liefde. Moenie aan 'n ander mens doen, sê die Bybel, wat jy nie aan jouself gedoen wil hê nie. Moenie kwaad vir kwaad vergeld, moenie reg in hy hand neem nie. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Want deur dit te doen, maak jou vuur rooi van skaamte. Ons weet, die probleem is nie die skepingswerk van God nie, maar die boosheid wat van binne af uit hulle uit manifesteer. Dit is die ware vyand, Satan en sy hele bose koninkryk. En daar waar ons die gordyne ooptrek, Here, sien ons daai vesting, sien ons daai verwoede aanvalle van Satan, om vernietiging en armoede te saai, en eerlike, opregte mense te boelie en hulle in die grond te vertrap en te besteel, Here, om hulle in te doen. En ons bid vandag dat U sal judge en oordeel. Al waarvoor ons bid te vra is vir geregtigheid en regverdigheid. Here, mag U judge en oordeel, en mag geregtigheid en regverdigheid na elkeen toe van ons kom. Nie net in Suid-Afrika, maar in die hele wêreld, almal wat geraak word deur hierdie ongeregtigheid. En U sien hoe hulle self verryk ten koste van soveel mense wat in blikhokke bly, en wat nie weet waar vandag se kos en klere vandaan kom nie. Dis waarvoor ons bid. Dis hoekom ons dit voor U voete sit. Wat ons vra, Here, U kan judge en oordeel. En natuurlik, Here, gaan ons soos Lukas 18 vers 1 tot 8, soos daai weduwee nie moedeloos raak nie. Ons gaan knaand wees, en ons gaan geregtigheid opeis in Jesus Christus. Ons bid dat U ons land sal kom beter maak, dat U sal kom intree, dat hierdie absolute valse praktyke tot 'n val sal kom, Here. En daar waar hulle ander mense vertrap en besteel het, eis ons elke sent terug in Jesus Christus se naam. Ons vra dat U ons sal bystaan, sal kom help, want voor U is ons almal gelyk. Niemand is beter as 'n ander een, Here. En Vader, ons bid vandag, en ons weet die tyd van Satan wat sy bose magte gebruik en sy bose praktyke gebruik om ander te vertrap in die grond en om homself te verryk, om na mekaar te kyk, Here, dat daai tyd sal aangaan tot waar U die lyn trek met U vinger in die sand, en daar waar U die lyn trek, Here, dit is daar wat geregtigheid en regverdigheid sal geskied. Ons vra nie vir gunstes en gawes nie, ons vra nie vir wonderwerke, ons vra net vir geregtigheid en regverdigheid. U sien wat in hierdie land van ons aangaan, onder wit, bruin en swart, selfs in hierdie hele wye wêreld. Ek pleit weer eens, Here, as dit U is wat oordeel, straffe, vergeld, optree en intree, mag U wil geskied. As U vir Satan toestemming gee om
ons op hierdie vlakke te beproef en aan te val, mag U wil geskied, want ek sal U loof, Here, prys, goeie en slegte tye. Maar ek bid vandag as Satan reg en autoriteit kom vat, kom blokkeer en steel en aanval en maak wat hy wil sonder dat U toestemming gee. Bid ons weer eens as 'n Christelike familie vandag dat geregtigheid in ons almal se lewens sal skiet. Ons bid vir die absolute val van Satan en sy hele bose koninkryk met elke praktyk en elke losie dat dit tot 'n val sal kom in Jesus Christus se naam. Alles volgens U perfekte wil en tyd en dat U, my Vader, daardeur verheerlik sal word. Die woord sê die oordeel, straf en vergelding kom U toe. Dit kom nie koer toe nie, kom nie Satan toe nie, kom geen ander mens of hemelliggaam toe nie. Die woord sê ook geen wapen sal teen ons gesmee word, en geen haar sal van ons kop afval, sonder die wil van ons hemelse Vader. Ek weet Satan kan aanval, net tot daar waar U die lyn trek, tot daar waar U vir hom sê dis genoeg, dan het hy natuurlik 'n massiewe groot probleem. En ons bid vir geregtigheid en regverdigheid, dat U sal judge en oordeel, Here. En as wagte op die mure bid ons saam vanaf wat ons sê, Here, ons roep na U, ons slaan ons oop na die berge, wat ons weet, dis U en U alleen, wat dinge vir ons kan kom beter maak op aarde. Mag U kragtig intree, en mag U vir ons deurbraak en uitkoms gee in Jesus Christus. Vader, baie van hierdie mense wat in daai losies ingetrek is, in daai afgodsdienspraktyke, baie van hulle is ewe onskuldig daarin getrek, en het nie aldag gevra daarvoor nie. Ek pleit vandag by U, vergewe hulle wat hulle weet nie wat hulle doen nie, vergewe hulle al hulle sondes, al hulle ongeregtighede, as dit U wil is, red hulle siele, maar ons bid vir die val van die vyand in hulle lewens, Here, dat hulle verlos en vry sal kom, gered sal word, en terug sal draai na U toe, en dat hulle minder van hulself sal word, en meer van U, en dat U almagtige God bo alles daardeur verheerlik word. Ons weet enige sonde vergewe, behalwe as jy die Heilige Gees laster. Vir U is niks onmoontlik nie. Ons vra dat U sal intree. Dankie Here dat ons as medebroers en susters in die Here Jesus Christus na U kan roep en sê, Here, ons gee hierdie saak ten volle in U hande oor, en ons klim nou in geloof uit die boot uit. Ons loop op water en ons vertrou dat geregtigheid en regverdigheid sal skied. Hierdie is alles in U hande. En mag U judge en oordeel, mag U optree teen hierdie mense, Here, teen hierdie valse praktyke en optree, maar mag U ook optree teen Satan en sy hele bose koninkryk. Ons bid dit, ons weet dit het baie impak op regerings ook. Ons bid vir 'n godvreesende leier, wat 'n eerbiedige vrees, liefde en respek vir U het, wat hierdie land sal kom lei en regeer volgens die riglyne bepalings van U woord, wat sal wegbly van hierdie goddelose bose praktyke. En Here, U in alles eerste sal stel. Ons land is goddeloos en boos en siek. Die mensdom is geestelik siek. Ons sien dit, Here. En dis hoekom ons na U roep vandag. Dis hoekom ons saam bid. Want ons weet ons deurbraak, ons uitkoms, ons verlossing is in U Seun se naam, Jesus Christus. Ons het hom so nodig, Here. Mag U kragtig intree. Mag U vir ons uitkoms gee in Jesus Christus. Om U judge, U oordeel. En ja, Here, op hierdie dag gee ons dit nou in U hande. Mag U perfekte wil geskied. Nie Koert se wil nie, nie Satan se wil nie, geen ander mens of hemelliggaam se wil nie. Mag U perfekte wil in hierdie aangeleentheid geskied. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Dankie ook dat U altyd my gebede verhoor. Aan U God en Koning kom al die lof en eer toe in Jesus Christus se naam. Amen. My liewe broer en suster, baie dankie vir almal wat saam met my gebid het. Ons het hierdie saak in geloof voor die Here se voete gesit. En hy is in beheer van elke gebed wat afgelewer word. En hy sal judge en oordeel. Ons gebed is ook dat ons die Here absoluut vertrou, dat hy ons gebede vir oggend of vanmiddag of vanaand, wanneer jy ook al daarna luister, nie net sal aanhoor, maar ook sal verhoor. En dat hy geregtigheid en regverdigheid sal geskied. Daar is soveel armoede in ons land en soveel onregverdigheid. En hier is baie wolwe in skaapklere, mense wat nie mooi is binne hulle harte nie. Maar die Here is in beheer, en dis lekker van hierdie tipe gebede. Ons bid met geloof. Ons gee dit oor aan die almagtige God, wat hy altyd die laaste sê. Dankie vir almal se liefde en ondersteuning. God se rykste seën word vir julle toegewens. En mag die Here vir ons deurbraak en uitkoms gee. In Jesus Christus se naam, ons sal selfs gou weer groetnis praat weer.